Kan jy jouself die toneel voorstel? Jesus sit en eet saam met sy disippels, maar is nie 'n vrolike aand nie. Dis die laaste keer wat hy saam met hulle gaan eet voor sy kruisiging. En die disippels is verward. Jesus het pas gesê dat hy weggaan. Hy het gesê dat een van hulle hom gaan verraai. Hy het selfs vir Petrus gesê dat hy hom 3 keer gaan verloon. En ek dink die atmosfeer in die vertrek was redelik swaar geweest. Vrae het waarskynlik deur hulle gedagtes gemaal. Wat gaan nou gebeur? Waarom praat Jesus van weggaan? Wat gaan van ons word? En dit is juis in daardie oomblik van onsekerheid dat Jesus hierdie ongelooflike woorde sê. Johannes 14 vers 1 tot 3. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Ek hou daarvan dat Jesus nie maak asof hulle probleme nie bestaan nie. Hy sê nie, alles gaan nou makliker wees nie. Hy sê nie, daar is niks om oor bekommerd te wees nie. Nee, hy gee vir hulle iets baie sterker as 'n antwoord. Hy gee homself vir hulle. En hy sê, glo in my. Met ander woorde, wanneer jy nie alles verstaan nie, hou vas aan die een wat wel verstaan. En dan gee Jesus een van die mooiste beloftes in die Bybel. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Dink net daaraan. Jesus praat nie van 'n tydelike skuilings nie van 'n hotel waar jy vir 'n nag of 2 bly nie. Hy praat van 'n tuiste, 'n huis, 'n permanente plek, 'n plek waar God se kinders hoort. Die soort plek waarna soveel mense verlang. Want diep binne in 'n mens is daar 'n verlange na 'n huis, na 'n plek van veiligheid, 'n plek van vrede, daar waar jy ten volle aanvaar word. En Jesus sê, daardie plek bestaan, en dit is by die Vader, by ons hemelse Vader. Maar dan word dit nog mooier. Hy sê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Dink gou daaroor. Die koning van die heelal is besig om plek voor te berei vir sy mense. Dit wys net iets van sy liefde, iets van sy persoonlike betrokkenheid. Hy vergeet nie van sy kinders nie. Hy maak gereed vir hulle aankoms. En dan kom die treffende deel. Jesus sê, ek kom terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Let op wat Jesus nie sê nie. Hy sê nie, ek gaan julle na 'n beter plek neem nie. Die fokus is nie die plek nie. Die fokus is die persoon, sodat julle kan wees waar ek ook is. Die grootste belofte van die hemel is nie die afwesigheid van pyn nie. Al gaan daar geen pyn wees nie. Dis nie die afwesigheid van trane nie. Al gaan God elke traan afvee. Die grootste belofte van die hemel is Jesus self, om vir ewig by Jesus te wees, om hom te sien, om in sy teenwoordigheid te leef. En dalk moet jy dit vandag hoor. Miskien is daar dinge in jou lewe wat jou onseker laat voel. Miskien is daar verlies. Miskien is jy bang. Is jy verward. Dalk het jy vrae waarop jy geen antwoorde vind nie. Hoor dan hierdie woorde van Jesus. Hy sê, moenie ontsteld wees nie. Nie omdat die lewe altyd maklik is nie, maar omdat hy in beheer is, omdat hy 'n plek voorberei, omdat hy weer kom, en omdat die verhaal nie hier eindig nie. So kan ek jou vra, waarop bou jy jou hoop? Op omstandighede wat kan verander, of op die belofte van Jesus wat onveranderlik is? Want vir elke gelowige wag daar meer as net 'n beter môre. Daar wag 'n ewige tuiste by ons hemelse Vader. En Jesus self het beloof om ons te kom haal en ons daarheen te neem. As hierdie video jou gehelp het, deel dit asseblief met iemand. En onthou, hierdie wêreld is nie die einde van die verhaal nie. Jesus berei reeds 'n plek voor vir almal van ons wat aan hom behoort. Here, baie dankie dat U gegaan het, hemel toe gegaan het, na ons hemelse Vader toe gegaan het om vir ons, vir my ook 'n plek voor te berei. En dankie dat ek met verwagting kan uitsien na U wederkoms, wanneer U my gaan kom haal, sodat ek vir ewig by U kan wees. Amen.